Hallo vriende, welkom by hierdie oordenking op die 23ste Junie 2025 en ons gaan 'n bietjie oordink en bepeins op Jesaja 55 vers 10 en 11. En hierdie vers sê, want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waarna toe ek dit uitstuur. Die preek by ons gemeente Sondagoggend was uit Jesaja 55 vers 8 tot 11. Dis 'n baie bekende gedeelte wat handel oor die krag en die vrugbaarheid van God se woord. Die tema van die preek het gefokus op die vrystelling van die krag van God se woord, wat sommige konservatiewe gelowiges dalk sal laat frons. Sulke taalgebruik kan die indruk skep dat die woord van God as 'n meganiese hulpmiddel of selfs 'n formule aangewend kan word, amper soos 'n mag wat losgelaat word op 'n uitdagende omstandigheid. Nou ek sê dit met groot omsigtigheid, want die interpretasie van 'n skrifgedeelte soos hierdie verskil dikwels van denominasie tot denominasie, afhangende van hoe 'n mens verstaan wat dit beteken om as gelowige vrugbaar en funksioneel binne die koninkryk van God te leef. So terwyl ek na die boodskap geluister het, tref 'n diep waarheid my. Jesaja profeteer en sê wat God self uitspreek, dat sy woord uit die hemel neerdal soos reën en sneeu en die aarde benat sodat dit vrug voortbring en saad vir die saaier en brood vir die eter. En dat daardie woord nie ledig na hom sal terugkeer nie, maar dat dit sal verrig wat hy beoog het en voorspoedig sal wees in alles waartoe hy dit gestuur het. In baie preke en aanhalings van hierdie teks word die klem dikwels gelê op die gebruik van God se woord in ons daaglikse lewe, soos wat ook byvoorbeeld in Psalm 107 vers 20 aangeraak word. Daai vers sê vir ons, dis eintlik vers 19 en 20, en daai vers sê vir ons, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, en uit hulle angste het hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit hulle kuile red. So hierdie verse dui daarop dat God 'n reaksie op die noodroep van mense in hulle benoudheid het. Sy woord uit sy woord gestuur toe, om hulle te genees en hulle te red uit hulle kuile, van ondergang of van vernietiging. Die algemeen aanvaarde interpretasie is dat ek my vertroue in die woord van God stel, dis die Bybel, en bely dat ek deur Christus se wonde genees is, of dat ek verklaar God sal my uit omstandighede verlos, en dat ek sy woord binne daardie konteks aanhaal en bely. Nou hierdie beskouing, en dit is my persoonlike siening, beweeg gevaarlik naby aan die sogenaamde vrymet benadering van die voorspoedsteologie of die geloofsteologie. Maar hier is 'n ander perspektief wat ek glo ons in alle erns moet oorweeg en ook oordink. Kyk, ons glo en bely dat Jesus Christus die lewende woord van God is. Jy kan vergelyk Johannes 1 vers 1 tot 2 en vers 14, Johannes 3 vers 36, Johannes 5 vers 24, 6 vers 35 tot 51, Openbaring 19 vers 13. En ons glo dat wie in Christus glo, hy wat die lewende woord is, die lewe het, selfs al sterwe hy. Nou ja, dit kry ons in Johannes 11 vers 25. En dan kom Jesus in Johannes 14 vers 6 en hy verklaar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As ons die uitsprake van Jesus dan plaas binne die profetiese raamwerk of konteks van Jesaja 55 vers 10 tot 11, dan kry ons 'n baie betekenisvolle en ryk verbinding tussen die Ou en die Nuwe Testament. Jesaja 55 vers 10 verwys na die woord as reën en sneeu wat uit die hemel neerdal. Ons kan weer gaan kyk na Johannes 1 vers 1 tot 5, ons kan gaan kyk na Johannes 3 vers 13, vers 31, hoofstuk 6 vers 32 tot 33 en ook Markus 13 vers 26. En hieruit verstaan ons dan dat Jesus self uit sy eie mond verklaar dat hy uit die hemel uitgekom het, neergedaal het. Baie soos die reën en die sneeu, van Jesaja 55. En dan besef ons dat hy die een is wat lewe bring en ons gees voed en laat groei deur wat hy van homself in die skrif openbaar het. Daar is geen magiese krag in die papierwoorde van die Bybel nie, maar in die persoon van die lewende woord wat uit die hemel neergedaal het. En verder sê Jesaja 55 vers 11 dan, dat God se woord nie ledig na hom sal terugkeer nie,
En hier is dit vir my belangrik dat ons Johannes 17 moet lees, die hele hoofstuk, en sien hoe Jesus in sy hoë priesterlike gebed bevestig dat hy alles volbring het waarvoor die Vader hom gestuur het. Nie een van sy opdragte het hy nagelaat. Almal wat die Vader aan hom toevertrou het, het hy versorg en in die Vader se arms bewaar. Die woord het dus nie leeg na God teruggekeer nie, maar het volbring waarvoor dit uitgestuur is. Wanneer ons dus sou praat van die vrystelling van die krag van God se woord, moet ons dit plaas binne die konteks van verhouding. Dinge soos beskerming, voorsiening, genesing, bemoediging en leiding is nie primêr die gevolg van blote belydenis van Bybelverse nie, maar die uitvloeisel van 'n lewende intieme verhouding met Jesus Christus en die Heilige Gees wat deur die skrif aan ons geopenbaar word. Dat die geloof wat deur hierdie verhouding gevorm word en ons oorgawe daaraan, stel God se krag in ons lewens in werking. Maar natuurlik is daar waarde in die memorisering en aanhaling van die skrif. Dit vorm die siel, ons wil, ons intellek en ons emosies om op die gees te reageer wanneer die lewende woord in ooreenstemming met God se wil en koninkryksdoelwitte kom en in die hart influister, wanneer God influister. Engelse praat baie, in Engels sê hulle baie keer the prompting of the Holy Spirit. Maar die blote aanhaling van verse sonder geloof en sonder 'n lewende woord, sonder die verhouding met die lewende woord, Jesus Christus het werklik min betekenis. Laat ons daarom altyd Christus gesentreerd bly en die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament lees, sodat ons die waarheid van die Ou Testament kan verstaan in die lig van Christus se kruisiging en sy opstanding. So op hierdie punt weer, sê ons amen, wat beteken, so is dit en so sal dit wees. En ek wens julle God se shalom vrede toe, vir die week wat voorlê tot ons weer gesels. As jy waarde gevind het by hierdie video, en as dit jou bemoedig het en opgebou het, wil ek jou vra om asseblief dit met jou vriende te deel, share it, like it, en subscribe, sodat ons die woord by meer mense kan uitkry. Baie dankie vir jou ondersteuning. Totsiens.